Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so hier op die knoppie te druk, as ook die klokkie, sodat jy kennisgewings van toekomstige video's mag ontvang. Nou ja, vandag se onderwerp is, na Venezuela, kan Cuba en die ANC bewind ook val? Ja nee, daar het 'n aardskuddende gebeurtenis oor die afgelope 48 uur of so plaasgevind, toe die Amerikaanse weermag, die sogenaamde Delta Force, wat blykbaar die weermag se verkenners insluit, maar 'n hele operasie, 'n hele militêre operasie, is gevoer deur die VSA en hulle het basies Venezuela is 'n leier, Maduro, onthef en hy is gevange geneem in 'n Amerikaanse skip, die SS Iwo Jima, het hom toe geneem en hy is op pad New York toe en hy gaan in 'n hof in die suidelike distrik van New York verhoor word. Met ander woorde, Trump het hierso radikaal ingegryp in 'n ander land. Dit nog is 'n regimeverandering. Iemand skat dat die Amerikaners oor die afgelope sê maar 30, 40 jaar het hulle 108 regimeveranderings al uitgevoer en hierdie is dan die jongste, maar dit is van 'n ander tipe as voorheen, want ek dink Trump is nou besig om eintlik die ou orde vaarwel te sê en hy is besig om Amerika te vestig as 'n nuwe imperiale moondheid. En dit het geweldige implikasies vir die hele wêreld, maar ook vir ons en ook vir die ANC bewind. En dit is die hele argument wat ek nou hier wil voer. En ek het ook kort na hierdie gebeurtenis het ek so 17 ure gelede of meer het ek op X getweet of plasing gemaak, soos dit deesdae genoem word. En ek vergun my net om dit met u te deel hier. En natuurlik as jy nog nie daaraan gedink het nie, dink ook daaraan om een van ons boeke te koop op die winkel net onder hierdie video, en ek gaan ook 'n ander artikel hier plaas, die skakel na 'n artikel wat 'n ou artikel van my van meer as 20 jaar gelede, wat ek nou so pas op X en op Facebook geplaas het, maar waar daar ook bepaalde dinge gesê word wat baie ter sake is vir wat nou aan die gang is. Ons kyk gou na my X-plasing. Teen die einde van Trump se perskonferensie het 'n joernalis 'n vraag oor Cuba gevra. Marco Rubio het dit beantwoord. Dit klink asof Cuba dalk 'n volgende domino kan wees wat gaan val onder die hergebore Monroe-doktrine van die VSA. Kommunistiese Kubane word in Pretoria by Freedom Park vereer. Die SA-regering, oftewel dan die ANC bewind, het miljarde rande van ons belastinggeld aan Cuba geskenk. Wat gaan dit vir die ANC se prestige beteken as sy boetie Cuba die pad van Venezuela sou bewandel? Al wat ek hoop is dat daar genoeg linkse joernaliste in Suid-Afrika oor is, wat die ANC kan aanpoor om die internasionale marxisme en veral Cuba te probeer red. Dalk moet die ANC troepe Cuba toestuur om die revolusie teen die fasisme te beskerm. Hoopelik sluit 'n klomp linkse vrywilligers uit Suid-Afrika ook aan en gaan hou wag op die tabak en suiker eiland. En daar is my tweet wat in 'n neutedop opsom wat ek hier wil argumenteer, en dit is dat hierdie regimeverandering wat in Venezuela plaasgevind het regstreekse implikasies sowel vir Cuba as vir Suid-Afrika, want Suid-Afrika onder die ANC is natuurlik, die ANC en die kommunistiese party kom uit dieselfde dampkring as Cuba. Hulle was bondgenote van die ou Sowjetunie, en hulle voer eintlik dieselfde soort argument en hulle wil dieselfde radikale soort revolusie in Suid-Afrika bewerkstellig as in Cuba, en hulle is 'n groot vriend van Cuba. Trouwens, as hulle het saam met Cuba teen die ou Suid-Afrika natuurlik in Angola en elders geveg. Nie dat die ANC veel geveg het nie, maar ek dink dit spreek van self dat Cuba as het ware die gunsteling land van die ANC is. Trouwens, daar is ook foto's van Cyril Ramaphosa saam met Maduro. Die ANC was ook 'n bondgenoot van Maduro
van Venezuela. Want Venezuela was ook 'n sosialistiese, quasi-kommunistiese staat, wat nou deur die Amerikaners omvergewerp is. En hulle, ek dink hulle is bietjie dommerig, hulle het nog nie al die gevolgtrekkings gemaak wat hulle moet nie, maar binne die volgende dae en weke gaan dalk 'n paar slimmer mense vir hulle verduidelik wat die implikasies van hierdie stap van Trump sou wees. Kom ons kyk, ek het dit reeds op ons duimnaal getoon, maar hierso is nogal vir my amusante beeld van Trump die keiser. En ja, ons gaan bietjie later in hierdie video daarna kyk. Ons is eintlik besig om te beweeg vanuit 'n soort quasi-demokratiese orde wat ons sê maar vanaf die Eerste Wêreldoorlog beleef het, na 'n nuwe soort keiserlike orde toe. En daar's wat jy weet, daar voorspellings of daarvan wat selfs in Afrikaans gemaak is. Ek gaan ook weer verwys na my van my leesstof hierso, G.D. Skool se boek oor Smuts en Hertzog en so meer. Maar kom ons, voordat ons verder gaan, kom ons kyk net vinnig na hierdie wat Marco Rubio gisterand gesê het tydens die perskonferensie. Dit was eintlik oggend in Amerika gewees, 11 uur die oggend in Amerika, maar dit was hier by ons so 6 uur in die aand. Die konferensie het eers 'n bietjie laat begin en ek het hier gesit en wag daarvoor. Kom ons kyk gou vinnig wat Rubio daar gesê het, en hy het dit nie net, daar was 'n vraag van die joernalis, en ek dink nie ons moet wat hy daar gesê het baie ligtelik opneem nie, want alles wat daar gesê het was berekend, en dit sê vir ons iets wat in die binnekringe, die denke wat in die binnekringe van hierdie huidige Amerikaanse regering, die MAGA-bewind van Trump, Please, go ahead. Yeah, is there a message here for Cuba and Diaz-Canel? Well, Cuba is an interesting case. Cuba is, not doing very well right now. That system has not been a very good one for Cuba. The people there have suffered for many, many years. And I think Cuba is going to be something we'll end up talking about, because Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation. And we want to help the people. It's very similar in the sense that we want to help the people in Cuba, but we want to also help the people that were forced out of Cuba and living in this country. Do you want to say something about that, Marco, please? Well, I mean, I just gave you a statement a few minutes ago about, when the president speaks, you should take him seriously. So suffice it to say, Cuba is a disaster. It's run by incompetent, senile men, and in some cases, not senile, but incompetent nonetheless. It has no economy. It's in total collapse. And by the way, they were, all of the guards that helped protect Maduro, this is well known, their whole spy agency, all that were full of Cubans. I mean, it's amazing. This poor island took over Venezuela in some cases. One of the biggest problems that Venezuelans have is they have to declare independence from Cuba. They tried to basically colonize it from a security standpoint. So, yeah, look, if I lived in Havana and I was in the government, I'd be concerned, at least a little bit. Are you cutting off the oil flow to Cuba from Venezuela? Well, the president already announced a week ago that anything that's sanctioned, it's sanctioned oil, it's not going to be allowed to get there. So that's an Nou ja, daar het hy dit by monde van meneer Marco Rubio, wat self van Kubaanse afkoms is natuurlik, en hy is politicus uit Florida ook, en hy is besig om vir ons te vertel dat Cuba die volgende land in die vizier van die VSA gaan wees. Want ons weet, sonder die olie vanuit Venezuela, gaan die Kubaanse ekonomie seker binnekort op sy knieë wees. En daar gaan heel moontlik waarskynlik dieselfde tipe bewindsverandering of regimeverandering in Cuba plaasvind. Maar natuurlik in Suid-Afrika het ons ook 'n regimeverandering gehad in 1994. Ons gaan nou later net 'n bietjie daarby kom. Ek wil net so vinnige, as deel van hierdie inleiding, net so vinnig 'n paar punte noem waaroor ek hier gaan praat. Dis bly ingeskakel. Die eerste punt is hierdie stap van Trump en van Amerika en van die MAGA-bewind lei 'n nuwe imperium in. Ek dink ons is besig om te beweeg na 'n nuwe soort keiserlike toestand, soos wat Spengler en al die ouens dit voorspel het. En Trump gaan nog 'n hele klomp ander dinge ook doen. Ek dink hy gaan Groenland ook vat. Want die Amerikaners daar bly iets so 26,000 mense in Groenland, wat
want sy is Deense burgers is. Groenland is deel van Denemarke. Maar wat gaan Denemarke doen om die Amerikaners te keer as hulle eenvoudig net daar land en sê ons annexeer Groenland? Gaan hulle by die VN klaar? Daar's nou al reeds 'n klomp mense waaronder die ANC bevind, Ronald Lamola, hulle het reeds blykbaar hulle op X geplaas dat hulle gaan nou die VN hulle doen 'n beroep op die VN om nou die orde te kom handhaaf en Amerika se stap in Venezuela ongedaan te maak. Maar so Stalin een keer gesê het, jy weet, oor hoeveel divisies en hoeveel brigades beskik die VN. Die VN kan absoluut niks doen om Amerika te keer nie. In elk geval beskik Amerika is 'n stigterslid van die Veiligheidsraad, 'n permanente lid van die Veiligheidsraad van die VN. Beskik hulle oor 'n veto-reg. Hulle sal eenvoudig enigiets veto wat by die VN enige besluit wat hulle nie aanstaan nie, net soos wat die ander lande soos Rusland en China en Frankryk en Brittanje, wie ook altyd nog gedoen het. Dus Trump gaan Groenland vat, hy gaan waarskynlik datasentra met lekker verkoeling, natuurlike verkoeling daar oprig, en dit vorm ook deel van die arktiese gebied en wat nou strategies geweldig belangrik word. Dan waarskynlik gaan Trump Kanada opbreek, want daar's al reeds 'n hele paar Kanadese provinsies waaronder Alberta, Saskatchewan en nog ene wat my nou ontgaan. Hulle is heeltemal ontevrede met die linkse regering in Kanada van meneer Mark Carney en hulle wil afstyg, of hulle wil onafhanklik word van Kanada, of hulle wil afstyg en hulle sal selfs by Amerika wil aansluit, wat vir hulle baie beter tuiste gaan wees as Kanada, met 'n baie beter ekonomie, baie groter ekonomie, en hulle is meer ideologies belyn met die Republikeine in Amerika as met die huidige bewind in Kanada. Dus daar gaan allerlei geopolitieke verskywings kom. Dan wil ek sommer net ook noem, ons gaan 'n bietjie praat oor nog 'n plasing van 'n vorige Franse eerste minister, Dominique de Villepin. Ek gaan ook 'n bietjie verwys na 'n aanhaling van Herzog, wat deur G.D. Scholz in daardie boek van hom oor Smuts en Herzog aangehaal word, wat regstreeks van toepassing is op wat nou gebeur. En ek wil se bietjie praat oor regimeverandering, soos wat in 94 plaasgevind het. En dan ook verwys na Z.B. de Tooy se boek Die Nuwe Toekoms. Ek sal dit net sommer gou hier op die skerm wys. Dit is 'n ouerige boek van vroeg 2000s. Die Nuwe Toekoms deur Z.B. de Tooy. Die voorbeeld lyk so: Die Nuwe Toekoms, 'n perspektief op die Afrikaner by die eeuwwissele. Baie interessante boek waaroor ek 'n artikel geskryf het en ek gaan van die ek het nou weer op X geplaas en op Facebook plaas die skakel hieronder sodat jy dit kan lees. Daar's ook 'n lekker aanhaling in my artikel wat ek met u gaan deel. Maar hy het ook gepraat, Z.B. de Tooy, van boere sonder planne. Nou dit is die ding wat my die ergste bekommer van die Afrikaner tans en selfs in die selfs in die afgelope dekades is, en dis waarna Z.B. de Tooy ook verwys het, boere sonder planne. Ons het geen planne. Hier's al hierdie dinge wat gebeur in die wêreld en hierdie optrede van Amerika en van Rusland en China en wie ook al, maar ons is soos 'n blaar in die wind wat heen en weer gewaai word. Ons stem vir 'n totaal dekadente liberale party genaamd die DA, met 'n klomp vet leiers, vet in die kop, vet in die lyf. Jy weet, as die burgemeester van Kaapstad, hy is nog linkser as die ANC, maar mense stem vir hulle. En hulle wil eintlik, hulle is nou deel van hierdie ANC bewind, en hulle gaan alles doen om die ANC bewind van ondergang te red, en die ondergang vir die ANC bewind is op pad, soos ons sal sien. Dus boere sonder planne, ons gaan 'n bietjie daaroor staan, en dan ten slotte wil ek 'n bietjie spekuleer oor wat staan ons nou eintlik te doen in hierdie nuwe omstandighede wat Trump geskep het, net soos wat hy op 7 Februarie toe hy van die Afrikaner begin praat het. Daarmee het hy ook 'n aardskuddende
verandering teweeggebring, want ons is heeltemal, ons was begrawe, ons was dood, ons was vergete, en net so het Trump ons weer uit die kas gehaal, en daar vir die wêreld gewys, en sedertdien het die debat in Suid-Afrika en internasionaal rondom die Afrikaner nog nie opgehou nie. Maar goed, kom ons val nou weg. Ons het nou gekyk na Marco Rubio se perskonferensie, en hierdie idee van 'n nuwe imperium het ek genoem, en daar wil ek, kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie aanhaling van van G.D. Scholz wat gaan oor Herzog, en dan sal ek jy sê wat ek nou tans dink van hierdie hele gebeurtenis wat daar in Venezuela plaasgevind het. Alhoewel, kom ons kom ons begin eers met Dominique de Villepin, die vorige Franse eerste minister, se kommentaar, wat vir u ook in 'n neutedop opsom, en dit is presies my eie denke, wat ek onafhanklik van hom, onafhanklik van hom tot die slotsom gekom, maar toe op my X, toe sien ek hierdie kommentaar in Frans, ek het dit hierso met Google sommer vinnig vertaal vir u, en kom ons lees dit net gou. Die voortgesette Amerikaanse militêre operasie teen Venezuela verteenwoordig 'n groot geopolitiese verskuiwing. Let op daardie woorde, 'n groot geopolitiese verskuiwing. Nou hierdie Dominique de Villepin, hy is een van die mees intelligente Franse politici van die afgelope aantal dekades, hy het eerste minister geword, hy het geweldige ervaring, hy is ook al ouerig, en ek dink ons kan wat hy sê ernstig opneem, hy is ook meer geneig na hy neig ook meer na die regterkant van die politieke spektrum toe, hy is ook gekant teen massa immigrasie in Frankryk. So maar hy praat hier van 'n groot geopolitiese verskuiwing, en ek dink ons kan daai amper maar in hoofletters skryf. Dan sê hy verder, die Verenigde State plaas hulself doelbewus en onmiskenbaar buite internasionale reg, deur die handves en die gees van die Verenigde Nasies te skend. Dit is 'n daad met verrykende gevolge vir die internasionale orde wat na die Tweede Wêreldoorlog gevestig is. Dit legitimeer regimeverandering met geweld. Hoe afskuwelik die omvergewerpte regering ook al mag wees, vorige ervaring toon dat regimeverandering nie tot demokrasie of vrede lei nie, maar tot chaos, burgeroorlog en diktatorskap. Dink aan die situasies in Irak of Libië. Dit legitimeer imperiale invloedsfere in die naam van die Trump-gevolgtrekking van die Monroe-leerstelling soos geformuleer in die nasionale verdedigingsstrategie van Desember 2025. Nou hierso, jy weet natuurlik van die Monroe-doktrine, dat Amerika, dit strek hier na 1825 toe, 2 eeue gelede, toe die Amerikaanse president Monroe, ek meen hy was president, dit geformuleer het en gesê dat Amerika se invloedsfeer is die westelike hemisfeer. Alles wat in die Amerikas, sowel Noord-Amerika as Suid-Amerika aangaan, dit maak deel uit van die Amerikaanse invloedsfeer. En daarom kan Amerika nie verdra dat daar vyhandige bewinde in daardie deel van die wêreld, in daardie hemisfeer ontstaan nie, en hy moet dit beheer. En hy gaan dit nou beheer. Die Monroe-doktrine is terug, soos iemand vir my gesê het, met wie ek ook so 'n bietjie gesels het hieroor, paar uur gelede, Amerika kan eintlik die hele Suid-Amerika vat. Met die uitsondering van Brasilië is dit eintlik baie swak state daardie, en Amerika kan 'n hele empire daarso bou, in die Amerikas, sowel noord as suid, met 'n groot deel van Kanada nog daarbey ingesluit. Maar kom ons kyk verder, wat sê Dominique de Villepin? Hy gaan voort, hy sê, dit legitimeer imperiale invloedsfere, ja, goed, dit ons nou net gelees, van die Monroe-leerstelling, soos geformuleer in die nasionale verdedigingsstrategie van Desember 2025. Nou, hierdie nasionale verdedigingsstrategie is natuurlik 'n dokument wat nou, verlede maand, deur Amerika vrygestel is, en waarin Amerika spesifiek sê,
Hy keer terug na die Monroe-doktrine. Hy gaan nie oorloë in Europa veg nie. Hy gaan nie betrokke raak by Oekraïne, die stryd tussen Oekraïne en Rusland nie. Hy beperk hom tot sy eie hemisfeer. Maar ek dink dit sluit tog bepaalde lande buite die Amerikas in, en soos byvoorbeeld Taiwan en Japan, Korea, Suid-Korea. Amerika gaan nie daardie bondgenote van hom laat vaar nie, en as hy teen Cuba optree, wat dit lyk vir ons na aanleiding van wat Marco Rubio gesê het, asof dit op hande is, dan gaan Suid-Afrika as bondgenoot van Cuba ook ter sprake kom. Kom ons kyk verder na wat sê Dominique de Villepin, vorige Franse eerste minister. Hy sê die skaars versluierde doelwit van kanonboot-diplomatie bly die oplegging van 'n ideologiese orde wat in lyn is met Donald Trump se visie dwars deur Latyns-Amerika. Sodra die Verenigde State die oppergesag van die reg verontagsaam, wat sal ons vir China sê as dit 'n regime omverwerp waarvan dit nie hou nie, in Korea, Vietnam of nog meer? Taiwan, watter argumente sal ons aan Rusland kan bied as dit 'n regering wat dit nie van hou nie, omverwerp in Moldawië of selfs in die Baltiese state? Frankryk en Europa moet duidelik met die lande van die globale suide hul verbintenis tot die beginsels van internasionale reg, eerstens die soewereiniteit van state en kollektiewe veiligheid herbevestig en die regsorde van nasiestate verdedig teen die brutale botsing van ryke. Nou ja, ek dink die Franse kan natuurlik niks anders sê nie, want Frankryk beskik nie naasten by oor die weermag en die militêre slaandkrag van die VSA nie, en daarom moet Frankryk in al hierdie middelslagmoonthede, Frankryk, Brittanje, Duitsland, almal van hulle moet hulle nou maar tot die internasionale reg vind, en die internasionale reg, ja, uiteindelik mag is reg. Jy weet, alles wat in Suid-Afrika gebeur het, en tans nog gebeur, strook nie met die internasionale reg nie, die manier waarop die Afrikaner behandel word, die Afrikaner minderheid verdruk word. Dit strook ook nie met die internasionale reg nie, maar wie steur hom daaraan? Steur die VN hom daar nie? Daaraan, nee, nie minste nie. Hulle het vrede daarmee. As die ANC môre konsentrasiekampe vir Afrikaners hierso open en ons almal soheen te jaag en ons vrouens begin verkrag en ons almal begin doodmaak, daar sal nie 'n haan daarna kraai in die VN nie. Dis ons redding gaan nie van die internasionale reg of van die VN kom nie, verseker nie. En hierdie is eintlik maar nou net retoriek waarop die Franse en die Europeërs en wie ook al nou terugval om hierdie 'n nuwe inisiatief van Trump en die MAGA-regering in Amerika te probeer stuit. Maar hulle gaan dit nie reg kry nie. Dan kom ons kyk 'n bietjie na hierdie Herzog-aanhaling ook. Wat aansluit, dis nou in G.D. Scholes hierdie boek wat ek besig was om te lees oor Herzog en Smuts en die Britse Ryk, dat ons, ja, en dit stryk nou weer met my, ek het al voorheen met my visie, ek het al voorheen op hierdie kanaal genoem, dat Smuts het gesê, die lot van Suid-Afrika gaan altyd buite ons grense beslis word. Kyk, daar was 'n stadium, ek dink onder Verwoerd en miskien nog tot P.W. Botha, waar ons genoegsaam soewerein was en ons het 'n weermag gehad, ons het ook kernwapens gehad. En toe was ons 'n soewereine land en ons kon soewerein optree en ons kon onsself verdedig. Niemand sou ons toe kon oorval of boelie of wat ook al nie, alhoewel hulle natuurlik probeer het, maar uiteindelik, ja, het de Klerk volslae verraad gepleeg en dit is alles afgetakel en vandag is ons in die woorde van Martin Bosma, die voorsitter van die Tweede Kamer, oftewel die Nederlandse parlement, ons is 'n magtelose minderheid in eie land. Maar, wat baie interessant was in hierdie G.D. Scholes boek vir my was, dat Herzog eintlik besef het, dat ons met die Britse Ryk moet saamwerk, hierso in die 30er jare. Want hy het gedink dat die Britse Ryk,
ons kan of daar teen wees of daarvoor, maar daar's vir ons meer voordele deur samewerking met die Britse Ryk as daarteen. En ek dink vandag geld presies dieselfde logika, behalwe die Britse Ryk is natuurlik tot niet, en hy gaan nog vinnig, Brittanje verloor geweldig invloed. Daar's ook 'n konflik tussen Amerika en Brittanje. Dit is 'n soort verswee konflik wat aan die gang is, maar baie van die dinge wat gebeur vandag in die wêreld, en selfs in Venezuela, het te maak met hierdie verswee konflik tussen Brittanje en Amerika. En as ons moet kies tussen Brittanje en Amerika, kies ons verseker die sterkste. En ons kies Amerika, ons kies die Amerikaanse Ryk. Keiser Trump, lank leef Keiser Trump. Hy is ons man, hy gaan ons beskerm, hy gaan ons bevry van die dwingelandy waarin ons tans bevind. Hou net aan luister na wat ek volgende hier te sê. Nou, kyk gou na hierdie aanhaling uit G.D. Scholz. Wat sê hy hierso? Die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog in 1939 het die Spengleriaanse opvattinge van Hertzog versterk. Nou, dit is nou, hy praat nou van Oswald Spengler, hy was die ou wat geskryf het die ondergang van die Aandland, Untergang des Abendlandes, wat hier so in 1919 verskyn het, en dis 'n boek wat geweldig invloedryk was in Europa, en Albert Hertzog, die voormalige minister van Pos en Telekommunikasiewese en die stigter van die HNP, hy het in 1929 volgens G.D. Scholz, het daai boek in Duitsland gekoop, en hy het dit saamgebring vir sy pa, wat toe eerste minister was, om gesê, pa, lees dit. Hierso is groot wysheid geskrywe. En dit het geweldige invloed op Albert, op JBM Hertzog gehad, Hertzog senior, en hy het toe gedink, as die westerse beskawing besig is om onder te gaan, dan moet ons by die Britse Ryk skaar, want ten minste gaan hulle probeer om die westerse beskawing te red. En presies dieselfde logika geld vandag. Amerika en die Trump-bewind is die enigste regering in die weste vandag wat probeer om hierdie beskawingsondergang te staai. En ons moet ons by hulle skaar, want ons is ook 'n westerse groep wat in Afrika al 4 eeue lank woon, en as ons wil oorleef, het ons geen ander keuse as om ons by die Amerikaners, by hierdie huidige Amerikaanse bewind te skaar nie, en ons moet ook konstant in dialoog met hulle verkeer. Maar kom ons kyk gou verder na hierdie aanhaling. Dit blyk duidelik uit verklaringe wat hy gedoen het nadat hy hom aan die einde van 1940 uit die openbare lewe teruggetrek het. In 'n oop brief aan die Afrikaner volk wat op 25 Februarie 1942 gepubliseer is, het Hertzog dit ook oor die demokratiese staatsstelsel gehad. Hy het geskryf dat wanneer 'n instelling nie meer aan die behoeftes van die mens voldoen nie, sorg ook die natuurlike loop daarvoor dat dit sal verdwyn en plek maak vir 'n nuwe en doelmatige inrigting. Hy het voortgegaan, aanhaling, dit is die geval vandag met die demokratiese staatsstelsel. Reeds vir die laaste 100 jaar en meer het hierdie staatssysteem getoon dat hy nie meer voldoen aan die vereistes van die Europese beskawing en vooruitgang nie, en is daar in stygende mate met nadruk en geweld op aangedring dat die demokratiese parlementêre regeringsvorm vervang sal word deur 'n ander vorm van regering. Sluit aanhaling van Hertzog, en dan sê hy in 'n brief wat hy gaan G.D. Scholz voort, en hy sê in 'n brief wat hy enige maande later aan die destyds bestaande Afrikaanse Nasionale Studentebond geskryf het, het Hertzog ook verwys na aanhaling ons dekadente demokratiese partytelsel en die volstrekte noodsaaklikheid van die instelling van 'n nuwe staatsordening. Nou ek dink, soos ek dit nou lees, Trump is besig met 'n nuwe wêreldorde. Hy wat afwyk van sogenaamde demokrasie. Want ons weet dat demokrasie wel by ons ry met korrupsie. Daar's geen manier waarop die ANC ooit uitgestem sal word nie, en hulle gaan eenvoudig net ander partye, of het sy die DA, het sy die EFF of MK of wat ook al, gaan hulle koopteer, en hierdie korrupsie en kakostokrasie, die regering van die slegstes, dit gaan voortduur, tensy daar iets van buite af gebeur, en ek dink dit gaan gebeur sodra
Cuba tot 'n val kom en daarna gaan die, want ek dink die ANC is seker in die top 5 lande, top 5 bewinde wat die Amerikaners baie erg irriteer. En ek dink hulle gaan aanhou om Amerika te irriteer en dit is tot ons voordeel. En ons moet hulle aanmoedig daarin. En dis hoekom ek daar in my tweet gepraat het van ek hoop daar's genoeg linkse joernaliste in die land oor wat totaal en al hysteries oor hierdie optrede van Amerika gaan word en hopelik gaan daar betogings en straatbetogings en alles plaasvind in Suid-Afrika waarin, jy weet, Amerika veroordeel word en daar 'n anti-Amerikaanse slagspreuke geskreeu word. Ons moet dit alles net aanmoedig. Jy weet, Suid-Afrika verdien om saam met Cuba en Venezuela en 'n paar ander die aardsvyand van Amerika te word. Nou, verder dan het ek gedink aan, ja, kom ons aan regimeverandering, bewindsverandering en alles wat daarmee saamhang. In 94 het daar by ons 'n bewindsverandering plaasgevind en mense noem dit sogenaamd die demokratiese oorgang. Maar dit is vir, jy weet, die idioote wat deur die media aan die neus rondgelei word en wat ook al. Die ANC en die SHKP het nooit gedink aan demokrasie in Suid-Afrika as die ideale regeringsvorm nie. Hulle wou kommunisme, diktatuur van die proletariaat hier gehad het. Dis kom hulle altyd nog praat van die tweede sosialistiese revolusie wat kom. En maar toe die Berlynse muur nou val en Jakes Gerwel wat op 'n stadium direkteur van Naspers was en as ook natuurlik die rektor van die Universiteit van Wes-Kaapland. Hy het in trane uitgebars toe hy sien die Berlynse muur val. Want daar stort kommunisme nou ineen. Sy godsdienst is daarmee een. En toe het die ANC net so met 'n handomkeer verander na demokrasie, liberale demokrasie. En ons kry 'n quasi-Amerikaanse of Kanadese of wat dit ook al was, grondwet, maar wat natuurlik nie toegepas word nie, wat deur ANC regters geïnterpreteer word. En dit het ons gebring by die situasie waarin ons tans bevind, wat eintlik nog demokrasie is, nog diktatuur. Dis iets tussenin, dis iets tussen 'n demokrasie en 'n rasse diktatuur, wat tans in die land heers. Maar die Afrikaner is eenvoudig skaakmat gestel. Daar's nie 'n enkele, afgesien van Orania, is daar nie 'n enkele munisipaliteit wat deur Afrikaners beheer word nie. Ons is geheel en al skaakmat gestel, gemarginaliseer binne die politiek in Suid-Afrika. Ons, die mense wat hierdie land oor die afgelope 400 jaar gebring het, tot waar hy is, of was. Maar dit alles kan binnekort verander. Nou, as ons, ja, daar's 'n soort van 'n slagspreuk van, of dit was die titel van so 'n boekie wat hy geskryf het, van Karel Boshoff 4, want hy sê, een revolusie roep 'n ander op. En ek dink, ons kan dit vandag herformuleer ook, om te sê, een regimeverandering roep 'n ander op. Die regimeverandering van 1994 roep 'n volgende regimeverandering op. Want soos ons weet, natuurlik, die regimeverandering wat plaasgevind het in 94 het vanuit die buiteland gekom. Dit is deur die Swede befonds en Nederland het dit befonds en die Oos-Europeërs, die Sowjetunie, Oost-Duitsland, Tsjechië, Tsjechoslowakye, al hierdie lande, hulle het die ANC se stryd vir hulle gevoer. Mandela en die res was eintlik maar net figurante in daardie proses en uiteindelik het hulle vir Mandela daar uit die koelkas gehaal en Robben Island met sy face en Winnie, jy weet, en skielik het hy nou president van die land geword. Maar dit is alles georkestreer vanuit die buiteland. Buitelandse inligtingdienste was regstreeks betrokke by daardie eerste verkiesing in 94. Hulle was ook betrokke daarbey om die
spore van 'n opstand onder Afrikaners, veral in die regse Afrikaners en die ondersteuners van die KP en die ou weermag. Natuurlik het de Klerk sy generaals sommer op een aand almal afgedank. Dus dit was 'n klassieke regimeverandering wat daar plaasgevind het, maar die volgende regimeverandering, net soos daar in Venezuela, is heel moontlik vir Suid-Afrika op pad. En ons gaan nou moet kyk hoe ons kaarte in hierdie nuwe situasie gaan speel. Maar nou, dit bring my dan by hierdie term van boere sonder planne, wat ZP de Tooy gebruik het, hierdie frase wat hy gebruik het, hierdie sinsnede. En hierso, ek plaas, soos ek gesê het, ek plaas hierdie skakel na my X en Facebook plasings van my ou artikel van die vroeë 2000s. Hieronder sodat u dit kan lees, maar hier's nou 'n aanhaling daar, waaruit u waarskynlik iets wys sal word. Ek sê daarso, de Tooy se ontleding van die totstandkoming van die huidige Suid-Afrikaanse grondwet is verdoemend. As synde die gevolg van 'n daad van politieke en kulturele selfmoord deur F.W. de Klerk en Rolf Meyer, wat so onder die indruk van hul eie belangrikheid as ook die van die nasionale party verkeer het, dat hulle hulself nouliks in Suid-Afrika kon voorstel waar die mag nie deur die Afrikaner establishment met sy broederbond, kerke, staatsdiens en veiligheidsmagte beset word nie. Hierdie siening van die naïwiteit van de Klerk-Meyer strook ook met Slabbert se opmerkings in Afrikaner-Afrikaan en word gerugsteun deur die analise van die joernalis van die Britse Financial Times, Patty Waldmere, in haar boek Anatomy of a Miracle, waarna de Tooy by meer as een geleentheid verwys. Dis nou natuurlik ZP de Tooy in hierdie boek van hom, Die Nuwe Toekoms, wat heeltemal nou uitdruk is, maar ek dink is 'n boek wat ons eintlik moet herdruk. Ek kan nog met kontak opneem met sy weduwee om te hoor of sy ons toestemming sal gee om dit te doen. Daar's 'n klomp boeke wat ons moet herdruk, ou boeke wat ons weer moet lees, onder andere, en hierdie ene is nie so oud nie, daar is geweldige goeie denke in hierdie boek van ZP de Tooy. En trouwens, ZP de Tooy het nogal 'n groot rol gespeel om my aanvanklik tamelik baie publisiteit en rapport te gee, so in die laat 90er jare. Want hy kon sien dat ek, en hy is op dieselfde golflengte, en ek is nie heeltemal so onnozel soos die gewone Afrikaanse rubriekskrywer nie. Maar kom ons gaan terug na hierdie aanhaling van my oor ZP de Tooy, waar ek nou sê, verder gaan en sê, de Tooy se beskrywing van die Boy Patong episode, wat die Deus Ex Machina was, waardeur die ANC onderhandelaars die NP as het ware tot oorgawe gedwing het, is boeiend en geloofwaardig. Ek kan dit seker onthou, die Boy Patong voorval. Ook de Klerk se eie beskouing van 'n vrywillige politieke selfmoord strook hiermee. De Tooy haal hom aan waar hy sê, nou hier is nou de Klerk in sy eie woorde wat deur ZP de Tooy aangehaal is. Die besluit om die reg tot nasionale soewereiniteit prys te gee, was sekerlik een van die pynlikste wat enige leier of sy mense ooit gevra kon word om te doen. Die reg tot die handhawing van nasionale soewereiniteit van mense om hulle self te regeer, word in baie lande as ononderhandelbaar beskou. Die meeste nasies sal bereid wees om die risiko van 'n algehele oorlog en katastrofe te loop, eerder as om die reg prys te gee. En dit word deur ZP de Tooy aangehaal op bladsy 68 van Die Nuwe Toekoms. Met ander woorde, die regimeverandering wat in 94 plaasgevind het, was ook 'n soort politieke selfmoord deur die Nasionale Party, deur de Klerk en daardie hele dampkring. Maar nou is ons in 'n ander wêreld. Ons is nie meer in 'n wêreld wat deur die Swede en die Nederlanders en die Oos-Europese kommunistiese state wat nie meer bestaan nie, oorheers word nie. Ons is nou in 'n wêreld waar die Amerikaanse ryk onder keiser Trump hom laat geld. En oral op die aardbol
gaan die ryk, die nuwe empire in Amerika en Washington, gaan begin kyk na waar is sy bondgenote. En ons is reeds geïdentifiseer deur die FSA as 'n potensiële bondgenoot hierso in Suider-Afrika. En die domino's gaan val, verseker, hierdie Venezuela domino, hy het binne 'n paar ure net geval. En ek dink die Kubaanse ene gaan dieselfde paadjie loop. En daarna gaan die boodskap begin deurdring na die ANC toe, dat die ANC bevind dat hy die volgende in die vizier gaan wees. En wat ons moet voorkom, is dat die Afrikaner en sy huidige politieke verteenwoordigers in die vorm van die LEA en miskien selfs die Vryheidsfront, dat hulle die ANC bewind ondersteun, dat hulle wil sê, nee, maar hier is 'n legitieme demokrasie en Amerika moet nie hier kom inmeng nie. Die Sowjetunie het hier ingemeng, Nederland het hier ingemeng, Swede het hier ingemeng, die hele wêreld het hier ingemeng in die 80er jare, maar nee, Amerika mag nie hier kom inmeng nie. Maar ek het voorheen ook in my vorige video gepraat van 'n welwillende inmenging. Ons het 'n welwillende inmenging nodig. Die ryk moet nou na ons begin kyk en na ons situasie en die feit dat ons totaal en al vertrap word in ons eie land en bepaalde voltrekkings daar uitmaak. Meneer Boesel, die nuwe Amerikaanse ambassadeur, kom hier van dese maand of volgende maand, aanstaande maand in Suid-Afrika in. En ek dink ons moet almekaar memoranda skryf, ons moet ons denke formuleer en ons moet nou nie meer boere sonder planne wees nie. Ons moet boere met planne raak. En ek dink daar is minimum vereistes wat ons sal moet formuleer en op skrif moet stel. Dit kan baie eenvoudig wees, maar ons wil 'n bepaalde mate van autonomie in Suid-Afrika hê en ons wil nie langer onderworpe wees aan verdrukking, aan taaldiskriminasie, kulturele diskriminasie, rassediskriminasie, al hierdie tipe goed nie. Regstellende aksie moet nou eindig. Transformasie en al hierdie quasi-kommunistiese begrippe moet nou eindig. Dit is stap 1. En daarna dink ek uiteindelik moet daar 'n hele nuwe orde in ons land en in Suider-Afrika tot stand kom. En waarin ons weer beheer oor ons eie sake, ons eie finansies, ons eie belastings, ons eie onderwys, ons eie gesondheid, al daardie dinge geniet. En ek dink mense, kyk, daar's allerlei maniere om dit te bedink. In België is daar iets so 7 parlemente. Daar's 'n parlement vir elke taalgroep, daar's 'n parlement vir elke streek, of gewes soos hulle dit daar noem, en daar is 'n federale parlement ook. As Suid-Afrika kan, in Amerika het elke staat sy eie parlement. Daar's 50 state, elkeen het sy eie parlement. En dan is daar nog 'n federale, daar's 'n kongres en 'n senaat. Suid-Afrika kan 20 parlemente hê. Laat elkeen maar stem en te kere gaan waar hy wil en wat ook al. Maar die beginsel dat geen volk oor 'n ander mag regeer nie, en dit was die oorspronklike Afrikaner idee in hierdie land, dit moet terugkom. Ons wil nie deur enige ander volk regeer word nie. Ek sal liewer deur Donald Trump regeer word, as deur Cyril Ramaphosa. En ek dink keiser Trump, as dinge soos dit vir my lyk, kan uiteindelik ons bevryder word, en in hierdie episode nou in Venezuela het hy tydens die perskonferensie gister het hy aangekondig dat hulle dat die Amerikaners Venezuela gaan bestuur vir 'n ruk totdat daar 'n behoorlike stelsel tot stand kom. En ja, wat anders? Hulle kan ons nie net die plek die bewind van Maduro omverwerp en dit net so los dat dit in gas versink soos in Libië, soos wat, wie was dit, Hillary Clinton, dink ek was op daardie stadium die minister van buitelandse sake van Amerika,
sy het moes daar so met haar kekkellaggie gesê, we came, we saw, we killed, of iets van die aard, toe hulle Gaddafi doodgemaak het. En ja, en agterna het dan eenvoudig net gas losgebars. Dit is nie Trump se idee nie, hy wil hê dat Venezuela welvarende land moet word, dat daar orde moet wees en dat daar nie 'n anti-Amerikaanse bewind in daardie land gevestig moet word nie. Dus hulle gaan daartoe toesien en dieselfde geld vir Suid-Afrika. In Suid-Afrika is daar 'n geweldige Amerikaans vyandige bewind. Dit is saam met Cuba seker een van die mees Amerikaans vyandige bewinde op aarde. En hopelik sien hulle dit ook so raak en gaan hulle iets daar omtrent doen. En ons het gesien hoe die Venezuelane binne 'n paar ure is hulle eenvoudig net omvergewerp. Ek dink nie Amerika gaan, jy weet, Suid-Afrika of die ANC bewind. Die oomblik wanneer iemand in Washington besluit dat hier nou verandering in Suid-Afrika moet kom, gaan veel daaraan kan doen nie. Jy weet, ons weermag is, jy weet, is seker een van die swakstes ter wêreld en ek dink seker ten minste 'n derde of kwart of 40% van die land ondersteun in elk geval nie hierdie bewind nie. En ons gaan nie 'n vinger verroer as so 'n verandering moet plaasvind nie. Maar baie belangrik, ons moet begin om daardie minimum vereistes te stel en ons moet beleid ontwikkel vir hoe die politiek in hierdie land vorentoe moet lyk en ons moet dit voortdurend aan die Amerikaanse ambassade en aan Washington kommunikeer om aan hulle oor te dra dat daar oplossings is vir Suid-Afrika se probleme. Want die land kan nie net verder en verder verarm en daar gaan uiteindelik hongersnood kom as gevolg van grondhervorming of grondgryp en dit gaan die hele Suider-Afrika in 'n totale hongersnood en krisis dompel as van die ANC se meer radikale beleide deurgevoer word soos hulle al voortdurend dreig nie. Nou ja, ek hoop jy het dit insiggewend gevind, my kommentaar oor wat gebeur het in Venezuela en die implikasies vir Suid-Afrika en kom ons kyk hoe dit verder uitspeel. En soos wat Rubio ook gisterand gesê het, Trump is 'n man van aksie en hierdie Amerikaanse bewind, hulle tree op. Hulle is nie net praatjiesmakers nie. Dus daar gaan nog verdere optrede verseker van Amerika se kant plaasvind, soos ek gesê het, hulle gaan Groenland verseker vat en hulle gaan 'n hele paar ander bewindsveranderings teweegbring en Kanada opbreek en wat ook al. En Suid-Afrika is ook in die top 5 lande wat vir hulle 'n probleem veroorsaak, verteenwoordig. Tot volgende keer dan, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en koop gerus een van ons boeke en dan maak ons weer so. Totsiens.